kindertjies na my toe kom en verhinder hulle nie, want aan sulkes behoort die koninkryk van die hemele. Goeiemiddag. Op die tafel het ek 'n paar boeke saamgebring. Atlas van die hemel, die blou boek daar het ek geskryf oor die hemel. Ek sal môreoggend bietjie verder daaroor uitwy. Dan is daar 'n boekie Woestynkind, die geel boekie wat daar lê, wat my jeug-autobiografie bevat, en ook 'n hoofstukkie oor hoe ek die Bybel lees. Dan lê daar Van Helen se boek, dis nou my vrou, net 4 kopieë, ek het vir jou een uitgehou, daar is net 4 kopieë, en al die boekies is vir R100 elk, en dan lê daar so 'n klein boekie, 7 briewe, wat ek geskryf het oor die 7 gemeentes van Klein-Asië, en die kan jy sommer neem as 'n geskenkie, so die breinboekies aan die regterkant is gratis. Ja, baie dankie vir die voorreg wat ek het, om hier saam met julle te wees, en saam met julle almal te wees. Hierdie jaar is dit nou net mooi 54 jaar dat ek voltyds vir die Here werk. Ek sê ek is hierdie jaar 54 jaar in die bediening. Ek het begin in 1971. Toe was ek nog mooi jonk. En ek en Helen is hierdie jaar 53 jaar getroud. Ek noem 'n paar van Helen se prestasies vir julle. Sy is 53 jaar getroud. Een van my prestasies is dat ek uitgehou het. Ek dink is 'n groot seën as 'n mens guns van God ontvang om te lewe en om ook so lank getroud te wees. Ons het 'n hele kultuurgeskiedenis agter ons. En daarby hou ek dagboek. Vanaf 2 Desember 1977, dis nou 47 jaar, hou ek elke dag dagboek. My boeke staan so dik, 30 van hulle. Ek het al oor die 8000 bladsye volgeskryf met 'n pen, oor amper 50 jaar. En ek en Helen kan teruggaan en gaan kyk wat het ons in 1978 gedoen, in 1980 gedoen, op die 3 Mei 1983, waar was ek daai dag? Wat het ek gedoen, wat het met my gebeur? Alles is opgeskryf. En toe was ek op 'n keer in Graafrenet by 'n gastehuis, en die eienaar sê vir my, terwyl ek daar sit en skryf, wat doen jy? Ek sê, ek skryf vir my dagboek. Hy sê, wat is dit? Ek sê, dit is 'n dagboek, it's a journal. Ek vertel, skryf die goedjies wat gister gebeur het, skryf ek nou op vanoggend. Hy sê, skryf jy alles op? Ek sê, ja, genoeg. Hy sê, ek sal nooit so 'n ding kan doen nie. Ek sê, hoekom nie? Hy sê, ek het te veel sonde in my lewe. Dit is 'n dissipline vir 'n mens, want dit herinner jou aan die pad waarlangs jy gekom het. In Psalm 78 vers 2 is daar 'n baie eienaardige versie. Psalm 78 vers 2. Die wat die Bybel het en dit gou wil volg, kan dit saam met my lees. Die Psalm is geskryf deur Asaf. Asaf was een van die musikante van Dawid. Eintlik een van Dawid se voorsangers. Volgens 1 Kronieke 6
het Dawid by die tabernakel 3 voorsangers gehad. Hulle name was Heman, hy was die sentrale persoon. Aan sy regterkant het Asaf gestaan. Asaf die seun van Berechia. Aan sy linkerkant, aan die linkerkant van Heman, het Etan gestaan, die seun van Kisi. Al 3 van hulle was uit die Leviete. Hulle was nie uit die priesterlike orde nie, maar uit die Levitiese orde. Julle weet, die priesters het almal uit die stam van Levi gekom. Maar die mense wat by die tabernakel en later by die tempel diens gedoen het, was almal mense uit die stam van Levi. En dit is interessant dat Heman 'n klein seun van die profeet Samuel was. Julle ken die verhaal van Samuel, die man wat uiteindelik vir Dawid gesalf het as koning. En ja, hy was getroud, en sy seun se naam was Joel, sê 1 Kronieke 6, Samuel se seun was Joel, en sy seun was Heman, die hoofsanger, en hulle het met kopersimbale het hulle die musiek gelei. En die een aan die regterkant se naam was Asaf, die seun van Berechia, die skrywer van Psalm 78. Hy was ook 'n profeet van die Here. En ek het opgemerk dat dit dikwels so is dat mense wat in die musiekbediening is, die profetiese gawe van God ontvang. Julle moet bietjie kyk. Mense wat in musiek, dis daarom dat toe Dawid vir Saul gespeel het op die harp, die gees van die Here oor hulle gekom het. Dit gebeur, is eintlik wonderlik dat God die profetiese bediening en die musiekbediening dikwels aan mekaar verbind. En dan sê Asaf in vers 2 iets baie interessants. Hy sê, ek wil my mond open met 'n spreuk, raaisels uit die voortyd laat stroom. Is dit wat daar staan? Ek wil my mond open met 'n spreuk, so sê dit die 53 vertaling, raaisels uit die voortyd laat stroom. Hy sê nie wat die raaisels is nie, en as jy die res van die Psalm lees, kom jy ook nie agter wat die raaisels is nie. Maar die profeet van die Here sê, ek wil my mond open met 'n spreuk, raaisels uit die voortyd laat stroom. Nou dit gee nou vir my 'n goeie geleentheid om vir julle 'n paar raaisels te vra. Maar ek wil nie hê julle moet die raaisels hardop antwoord nie. Antwoord die raaisels net in julle harte, is dit reg? Hier is raaisel nommer 1. 'n man het gestap en saad gesaai, en 'n klomp van die saad het langs die pad op harde grond geval, en die voëls het gekom en dit opgepik. Wat beteken dit? Dis 'n raaisel, nie waar nie? Wil julle die tweede raaisel hoor? Dieselfde man het verder gestap, en toe saai hy, en toe val 'n klomp van die saad op klipperige grond. En omdat daar nie diepte van grond was nie, het die saad dadelik opgekom. Dus die grond het gou warm geword, toe ontkiem die saad, toe kom dit gou op. Maar toe die son opkom, het die plantjies verskroei, omdat dit geen wortel gehad het nie. Wat beteken dit? Is julle reg vir die derde raaisel? Sê ja. Die derde raaisel sê dat die man verder gegaan het, en hy die saad gestrooi in 'n klomp het tussen die dorings geval. Maar toe die dorings opkom, het die dorings die plantjies verstik. Wat beteken dit? En toe gaan hy verder en hy kom by goeie grond en hy saai, en daar kom die saad op en produseer 100voudig, 60voudig, 30voudig.
Daardie antwoord ken julle, nê? Ek sê die goeie grond is, wie is die goeie grond? Ons. Ons is die goeie grond. En ons produseer, na mate die saaier in ons, die woord in ons hart saai, produseer sommige van ons 100voudig, party produseer 60 en party 30voudig. Die disippels sê toe vir Jesus in Matteus 13, waar hy hierdie gelykenis van die saaier vertel het, jy kan blaai na Matteus 13 as jy 'n Bybel het, sê die disippels vir hom, wat beteken hierdie gelykenis? Jesus moes die gelykenisse apart vir sy disippels uitlê. Dit was raaisels, vriende. Jy kan nie sommer raai wat beteken dit, iemand het uitgegaan om saad te saai, en toe val dit op harde grond, en toe kom die voëls en pik dit op. Hoe op die aarde gaan jy weet wat dit beteken? Vir die verharde Jode, wat aan die buitekant was, volgens die verkiesing van God, het hy die gelykenisse nie uitgelê nie, sodat hulle nie tot bekering kom nie, sê die skrif. Hoekom moes hulle dan nie tot bekering kom nie? Sodat hulle Jesus sou kruisig. As die hele volk van Israel Jesus aangeneem het as hulle Messias, sou hulle Jesus nie gekruisig het nie. Maar nou praat hy in gelykenisse, sodat wat buite is, wat verkies was om nie te glo nie. So sê Markus 4 dit baie duidelik, dat hulle harte verhard sou word, want hulle het nie die raaisels verstaan nie. Vir die wat binne was, sy disippels lê dit uit, hy sê, die saad wat, nou kom die uitleg van die raaisel, die saad wat op die harde grond geval het, en die voëls dit kom oppik het, is soos iemand wat die woord hoor, en dit nie verstaan nie. En dadelik kom die bose, en roof die woord uit iemand se hart weg. Dit is die betekenis van die raaisel. Raaisel nommer 1. Raaisel nommer 2, die saad wat op klipperige grond geval het, is soos die woord wat op iemand se hart val, maar omdat hy nie diepte in homself het nie. Jesus sê dit. Wanneer daar vervolging kom of verdrukking terwille van die woord, struikel hy dadelik, omdat hy geen wortel in homself het nie. So, sê Jesus, is sommige mense. Die derde klompie saad val tussen die dorings. Dit sê Jesus, is mense wat die woord hoor en aanneem. Maar wanneer die sorge van die wêreld, van die lewe kom, en die verleiding van die rykdom kom, verstik die woord in hulle harte, en kom daar niks van nie. Dis raaisels. Maar as jy nou Matteus 13 by jou oop het, dan kom jy agter dat Jesus nie net een raaisel die van die saaier vertel het nie, maar in werklikheid in daardie hoofstuk 4 raaisels. 4 gelykenisse. Die eerste een is die gelykenis van die saaier, die tweede een is die gelykenis van die onkruid, 'n man wat in die nag slegte saad kom saai. Die derde is die gelykenis van die mosterdsaad. Kyk maar daar in Matteus 13. En die vierde is die gelykenis van die suurdeeg. 4 gelykenisse. En dan in vers 34 kom Matteus en hy sê iets baie snaaks. 4 en 35. Is julle reg daarvoor? Is julle reg vir iets baie eienaardigs? Hy sê al hierdie dinge het Jesus deur gelykenisse vir die skare gesê. Watter dinge? Die gelykenisse wat hy vertel het. Al hierdie dinge, hoeveel? Kan julle nie hoor nie, hoeveel? Ok, maar hoeveel? Wat sê Johannes? Al hierdie dinge, hoeveel? Alles.
Al hierdie dinge het Jesus deur gelykenisse vir die skare gesê, en sonder gelykenis het hy vir hulle niks gesê nie. Staan dit daar in julle Bybels? So waar. Sonder gelykenisse het Jesus vir die skare, vir die Joodse skare, niks gesê nie. Vers 35. Sodat vervul sou word die woord wat gespreek is deur die profeet. As jy nou 'n Naasland Bybel het, dan verwys hy jou na Psalm 78 vers 2. Sodat vervul sou word die woord wat gespreek is deur die profeet. Wat 'n profeet? Asaf. Sodat vervul sou word die woord, ja, ons begin weer 34, al hierdie dinge het Jesus deur gelykenisse vir die skare gesê. En sonder gelykenis het hy vir hulle niks gesê nie, sodat vervul sou word die woord wat gespreek is deur die profeet. Ek sal my mond, nou onthou julle wat het Asaf gesê, ek wil my mond open met 'n spreuk, raaisels uit die voortyd laat stroom. Sê dit saam met my, ek wil my mond open met 'n spreuk, raaisels uit die voortyd laat stroom. Maar ons weet nie wanneer is die voortyd nie. Asaf vertel dit nie vir ons nie. Hy vertel ook nie vir ons wat is die raaisels nie. Die antwoord lê in Matteus 13 vers 35. Daar kom al twee antwoorde uit. Sodat vervul sou word die woord wat gespreek is deur die profeet. Ek sal my mond open deur gelykenisse. Ek sal my mond open. Dis nou Jesus wat praat. Jesus sê ek sal my mond open deur gelykenisse. Ek sal uitspreek dinge wat verborge was. Sien julle dat dit raaisels is? Ek sal uitspreek dinge wat verborge was van die grondlegging van die wêreld af. Nou weet ons skielik wat beteken Asaf se woord voortyd. Asaf sê ek wil my mond open met 'n spreuk, raaisels uit die voortyd. Wanneer was die voortyd? Jesus sê die voortyd is die grondlegging van die wêreld. Wat het Asaf gesê wil hy uitspreek? Die spreuke wat hy wil uitspreek. Wat is dit? Raaisels. Nou kom Jesus en hy lê dit uit en hy sê hierdie raaisels is die gelykenisse. Ek sal my mond oopmaak deur gelykenisse. Asaf sê nie gelykenis nie, hy sê raaisel. Jesus sê gelykenisse. Ek sal uitspreek, sê Jesus, dinge wat verborge was, geheime was, van die grondlegging van die wêreld af. Nou, wanneer het iemand dus die gelykenisse opgestel? Kom ek sê maar vir julle, wie was die iemand? Dit was God die Vader. Wanneer het God die gelykenisse opgetrek? Wanneer het hulle opgestel? Wanneer het God die gelykenisse geformuleer? Wat sê Jesus? Van die grond. Hierdie gelykenisse wat Jesus hier vertel, die gelykenis van die saaiër, wanneer het God die gelykenis bedink? Van die grondlegging, toe God die aarde geskaap het. En hoeveel het Jesus vir die volk sonder gelykenisse gesê? Niks. Dit beteken dat die totale prediking van Jesus in gelykenisse 'n openbaring was van dinge wat die Vader opgestel het van die grondlegging van die wêreld af. Jesus het nie die gelykenisse uit sy mou gesleep nie. Jesus het nie self die gelykenisse uitgedink nie, vriende. Luister weer, Asaf sê, Psalm 78 vers 2,
Ek wil my mond open met 'n spreuk. Raaisels uit die voortyd laat stroom. En was die gelykenisse raaisels? Natuurlik. Hulle het dit nie verstaan nie. Jesus moes dit vir sy disippels uitlê. Dit was raaisels. En nou kom Matteus 13:34. Al hierdie dinge, al die gelykenisse het Jesus, al hierdie dinge het Jesus deur gelykenisse vir die skare gesê. En sonder gelykenis het hy vir hulle niks gesê. Sodat vervul sou word die woord wat gespreek is deur die profeet Asaf. Ek wil my mond oopmaak deur gelykenisse, ek wil uitspreek dinge wat verborge was van die grondlegging van die wêreld af. Jesus se bediening het dus nie uit die lug geval nie. Jesus Christus was nie 'n man daar uit Nasaret wat sommer sy eie stories kom versin het nie. Wat Jesus gepreek het, was wat God die Vader van die grondlegging van die wêreld af beplan het dat Jesus sou sê. En as jy dan Johannes 7 vers 15 lees, die vir julle wat, dit word opgeneem, so julle kan weer hierna kyk. In Johannes 7 vers 15 het die Jode hulle oor iets verwonder. Johannes 7:15 sê die Jode het hulle verwonder aan Jesus se geleerdheid. En gesê, hoe kom hy aan hierdie dinge terwyl hy geen onderwys ontvang het nie? Staan dit so daar? Ja. Die Jode het hulle verwonder en gesê, hoe kom die man, die Jesus van Nasaret, hoe kom hy aan die geleerdheid terwyl hy geen onderwys ontvang het nie? En Jesus antwoord hulle en sê, my leer is nie myne nie. My doctrine is not my own. My leer is nie myne nie, maar van hom wat my gestuur het. By wie het Jesus dus sy doktrines gehoor? By wie het hy sy leringe gehoor? By die Vader. Die Vader het dit aan Jesus vertel, en Jesus het dit aan die mense vertel. Dis 'n geheimenis wat ek vanmiddag hier vir julle noem. Daar's min mense wat dit wat ek nou vir julle vertel het oor die gelykenisse, is min mense wat dit weet. Daar's min mense wat weet dat die gelykenisse raaisels is. Daar's min mense wat weet dat die gelykenisse deur die Vader opgestel was en nie deur Jesus nie. En daar's min mense wat weet dat die gelykenisse van die grondlegging van die wêreld, toe God hierdie planeet gemaak het, het God die gelykenisse opgestel. Wat toon dat die bediening van Jesus duisende jare later presies in die plan van God gepas het. Hoe groot is God ons Vader? Hoe groot is God ons Vader? Johannes 5. As jy wil blaai, Johannes 5. Dis die verhaal van die bad van Bethesda. Hierna was daar 'n fees van die Jode, vers 1, en Jesus het opgegaan na Jerusalem. En daar is in Jerusalem by die Skaapspoort 'n bad met 5 pilaargange, wat in Hebreëus Bethesda genoem word. Die woord Bethesda beteken huis van ontferming, house of mercy. Dis Bethesda se betekenis. En daar was in Jerusalem, by die Skaapspoort, 'n bad met 5 pilaargange wat in Hebreëus Bethesda genoem word. Daarin het 'n groot menigte siekes gelê.
blindes en krepeles en lammes, wat almal op die roering van die water gewag het. Want 'n engel het op bepaalde tye neergedaal, in die bad neergedaal en die water geroer. Die een wat dan die eerste ingaan, na die roering van die water, het gesond geword, aan watter siekte hy ook al gely het. Is God nie goed nie? Is God nie goed nie, dat hy so 'n unieke manier van genesing in Jerusalem toegepas het, dat hy van tyd tot tyd iemand volkome genees het. Vers 5. En 'n sekere man was daar wat 38 jaar aan sy siekte gely het. Hoe lank was hy siek? Hy het siek geword toe hy volwasse was. Ons weet dit, want vers 14 sê dit. Vers 14 sê, daarna het Jesus hom in die tempel gekry en vir hom gesê, moenie meer sondig nie, sodat daar nie iets ergers met jou gebeur nie. Wat sê Jesus vir hom? Kyk, jy het gesond geword. Moenie meer sondig nie, sodat daar nie iets ergers. Dus was sy siekte die onmiddellike gevolg van persoonlike sonde. Sien julle dit? Sien julle dat die man siek geword het omdat hy gesondig het? Dis wat Jesus vir hom sê. Nou, dis nie in alle gevalle van siekte so nie, hoor. Moenie dink dat elke persoon wat siek word het gesondig nie. Nee, niks daarvan nie. Siekte kom uit verskillende oorde. Maar in hierdie geval was dit sy eie sonde wat hom siek gemaak het. En Jesus sê, moet dit nie meer doen nie, sodat jy nie iets ergers met jou gebeur. Nou, kom ons sê hy was 25 jaar oud toe hy nou hierdie sonde waarvan ons nie weet wat dit was nie gedoen het, 25, en hy lê 38 jaar, dan gee dit hoeveel? 63, is dit reg? Hierdie kerel was ten minste 63 jaar oud. Hy was al, volgens jou berekening, 'n ou man. Volgens my berekening was hy nog relatief jonk, ja, maar hy was al bejaard. Hy sou by 'n gemeente onder die bejaardes getel het. 'n ou man wat daar lê, wat vir 38 jaar lank nie beweeg het nie. Kan julle indink hoe sy spiere geatrofeer het? Kan julle indink hoe dat hy vel en been geword het? Kan julle die smarte van hierdie man indink wat nooit in sy lewe die huis van die Here kon besoek nie? En 'n sekere man was daar, vers 5, wat 38 jaar aan sy siekte gely het. Toe Jesus hom sien lê, terwyl Jesus geweet het dat hy al 'n lang tyd siek was, sê hy vir hom, wil jy gesond word? Die sieke antwoord hom, meneer, is 'n beter vertaling as Here, want hy het Jesus nie geken nie, meneer, Kurios. Die sieke antwoord hom, sê, meneer, ek het niemand om my in die bad te sit as die water geroer word, en onderwyl ek kom, gaan 'n ander een voor my in. Jesus sê vir hom, staan op, neem jou bed op, en loop. En dadelik het die sieke gesond geword. En hy het sy bed opgeneem, en geloop. En daardie dag was dit Sabbat. Die Jode sê toe vir die man wat genees was, dit is Sabbat. Dit is jou nie geoorloof om jou bed te dra nie. Hulle sê nie vir hom, het jou gesond gemaak. Hy lê soveel jare, hulle het geweet van hom. Sal nie met my saamstem?
Het geweet van hom. Daar is geen simpatie in Laarte nie. Hulle stel nie belang hoe hy gesond geword het. Hulle wil weet, hoekom oortree hy die Sabbat? En dis die probleem van mense wat die Sabbat probeer hou. Hulle is veroordeel die hele tyd. Ek dank God dat ons onder genade staan. Johannes 1:17 sê, die wet is deur Moses gegee, die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Ek is nie 'n volgeling van Moses nie. Ek hou nie die Sabbat nie, behalwe soos die Nuwe Testament dit voorskryf, dat elke dag my Sabbat is. En ek het in die rus van die Sabbat ingegaan. Ek het die wedergeboorte in my hart, daarom rus ek. Ek is 'n volgeling van Jesus Christus. Prys die naam van die. Dit is Sabbat. Ek dink is vers 10, is dit nie? Dis jou nie geoorloof om jou bed te dra nie. Hy sê vir hulle, die man wat my gesond gemaak het, hy het vir my gesê, neem jou bed op en loop. Toe vra hulle hom, wie is die man wat vir jou gesê het, neem jou bed op en loop? Nie, wie is die man wat jou gesond gemaak het? Let julle dit op. Godsdienstige mense kan baie wreed wees. Mense kan baie wreed wees. Toe vra hulle hom, wie is die man? Maar hy wat gesond geword het, het nie geweet wie dit was nie, want Jesus het hom verwyder, omdat daar 'n skare op die plek was. Hy het hom verwyder, sodat hulle hom nie as Messias kon kroon nie. Dis maar waarop dit basies neerkom. En daarna het Jesus die man in die tempel gekry en vir hom gesê, kyk, jy het gesond geword, moenie meer sondig nie, sodat daar nie iets ergers met jou gebeur nie. En die man het gegaan en die Jode vertel, dat dit Jesus was wat hom gesond gemaak het. Nou vers 16. Hieroor het die Jode Jesus vervolg en probeer om hom dood te maak. Hulle het goeie reg gehad, tegnies het hulle goeie reg gehad, want in Eksodus 35 vers 2 sê die Bybel, iemand wat die wet oortree, die Sabbat spesifiek oortree, moet doodgemaak word. Dit staan daar. U kan dit gaan lees in Eksodus 35 vers 2. Iemand wat die Sabbat oortree, moet doodgemaak word. Ag, laat ek dit hier ingooi. Ek het nie lank terug nie, het iemand my gekonfronteer, een van die moderne Sabbatshouers. Toe sê ek van, wag, ek wil jou iets vra. Het jy al iemand tegengekom wat die Sabbat oortree het? Natuurlijk sê hy, ek sê, het jy hom te dood gegooi met klippe? Het jy hom gestenig? Hoeveel mense het jy al doodgemaak wat die Sabbat oortree het? Toe is hy stil. Want as jy in hierdie tyd iemand gaan doodmaak wat die Sabbat volgens jou interpretasie oortree, gaan jy tronk toe. Daardie reël geld nie vir ons nie, dit het vir Israel gegeld in die Ou Testament, vriende. Ons staan in die vryheid van die genade, waarmee God ons deur Jesus vrygemaak het. Prys sy naam. Hieroor het is dit vers 16, hieroor het die Jode Jesus vervolg en probeer om hom dood te maak, omdat hy dit op die Sabbat gedoen het. Soos ek sê, tegnies was hulle reg. En dan kom vers 17, ek gaan net tot by 20, dan is ons klaar, amper klaar. Dan kom ons by vers 17, en ek moet bely, dat ek vers 17 eers verlede jaar verstaan het. Ek sê ek moet bely dat ek vers 17 eers verlede jaar verstaan het. Vers 17 sê Jesus, die Bybel sê, Jesus het hulle geantwoord
en gesê, my vader werk tot nou toe en ek werk ook. My vader werk tot nou toe en ek werk ook. Nou, wat het dit met die prys van eiers te doen? Wat het dit met hierdie hele saak te doen? Waaroor gaan dit? Wel, toe ek groot geword het in die kerk, gehoor dat God rus. Want nadat hy die 6 skepingsdae voltooi het, het hy gerus, God rus dus. Nee, dis nie wat Genesis sê nie. Genesis sê, op die 7de dag het hy gerus. Nie op die 8ste nie, hoor. So maklik kan 'n mens 'n Bybelse verdwaling van predikante of pastore of priesters of wie ook kry as jy die teks verkeerd lees. Want ek was al die jare onder die indruk dat God rus. Jesus werk, maar God die Vader, hy rus. Wat sy werk moet hy doen? Maar die skrif sê hy dra alle dinge deur die woord van sy krag. God is besig om te werk. En nou sê Jesus dit hier by sy eerste koms. Hy sê, my Vader werk tot nou toe en ek werk ook. En ek sê mos, ek het dit nie verstaan nie. Ek hoor wat daar staan. Maar wat beteken dit? Waarom sê dit? Wat sê vers 18? Hieroor het die Jode toe nog meer probeer om hom dood te maak. Omdat, en dan staan daar 3 dinge, omdat hy nie alleen 1 Sabbat gebreek het nie, maar 2 God sy eie Vader genoem het, en 3 hom met God gelyk gestel het. Het hy die Sabbat gebreek? Ja. Het hy God sy eie Vader genoem? Ja. En as jy Johannes lees by die kruisiging, sien jy dat hulle Jesus voor Pilatus aangekla het dat hy homself die seun van God genoem het. Dis waar hulle hom gekruisig het. Jesus is gekruisig omdat hy homself die seun van God genoem het. Hy het dit nie gesê nie. Die Vader het dit gesê by sy doop. Dit is my geliefde seun in wie ek 'n welbehae het. Op die berg het die Vader gesê, dit is my geliefde seun in wie ek 'n welbehae het. Luister na hom. Maar hy het gesê, my Vader werk tot nou toe. As die Jode hom wil, luister na hierdie punt wat ek maak. As die Jode hom wil doodmaak, omdat hy God sy Vader genoem het, beteken dit, nie een van hulle het ooit vir God gesê Vader nie. Hoor jy wat ek sê? As hulle hom wil doodmaak, omdat hy God Vader noem, sê ek, het nie een van hulle ooit vir God gesê Vader. Trouwens, gaan kyk in die Ou Testament, of jy een plekkie kan kry, waar iemand ooit vir God Vader genoem het. Geen plek. Hoekom nie? Omdat die wedergeboorte eers plaasgevind het vanaf die opstanding van Jesus uit die dode, sê 1 Petrus 1 vers 3. Die wedergeboorte wat van ons kinders van God maak, die wedergeboorte, geboorte wat van ons kinders van God maak, het deur die opstanding van Jesus uit die dood gekom. Voordat hy opgestaan het, was niemand ooit wedergebore nie. En niemand kon vir God gesê het Vader nie. En Jesus kon dit ook nie doen nie, want hy was nog hier nie, hy was nog in die hemel. Dis eers toe hy hierheen gekom het, as mens, by sy eerste koms, dat hy kon sê Vader, of Abba, my Vader. Hy het. En die Jode wou hom doodmaak, omdat hy God sy Vader genoem het. Hoe dank ek God dat hy ons Vader is? O, ek sê, hoe dank ek God dat hy ons Vader is? Prys sy naam. En Jesus noem hom Vader, en ons sê vir hom Vader. Maar dan het hy 'n derde ding gedoen, hy het hom met God gelyk gestel. Ja, ek dink hy het, want hy sê, my Vader werk tot nou toe
en ek werk ook. Hy stel sy werk gelyk aan die werk van die Vader. Maar dan kom vers 19. En hier lê die oplossing vir al die raaisels en al die probleme. Jesus, wat staan daar? Jesus het hulle geantwoord en gesê, voorwaar ek sê vir julle, die seun kan niks uit homself doen, tensy hy die Vader dit sien doen nie. Staan dit daar in jou Bybel? Die seun kan niks uit homself doen, tensy hy die Vader dit sien doen nie. Want alles wat die Vader doen, alles wat hy doen, dit doen die seun ook net so. 20. Die Vader het die seun lief en toon hom alles wat hy self doen. Ek wil dit weer sê, ek wil weer vers 19 sê. Voorwaar ek sê vir julle. Die seun, Jesus praat van homself. Die seun kan niks uit homself doen, tensy hy die Vader dit sien doen nie. Wie doen eerste? Doen die Vader eerste of doen die seun eerste? Wat sê julle? As die seun sê, as Jesus sê, die seun kan niks uit homself doen, tensy hy die Vader dit sien doen nie, want alles wat hy doen, dit doen die seun ook net so. Wie doen eerste? Wie die man van Bethesda, by die bad van Bethesda, eerste gesond gemaak? Dis wat Jesus bedoel met, my Vader werk tot nou toe. En ek werk ook. Wat gebeur het, vriende, is dat God in die hemel, dis God die Vader in die hemel, die siekman by die poel, by die bad van Bethesda, in die hemel genees het. En Jesus het dit gesien. Want die Vader toon hom alles wat hy self doen. En toe wys die Vader vir Jesus in die hemel, die man is gesond. En toe kom Jesus by hom en hy sê vir hom, wil jy gesond word? Hy vra nie van die man of hy glo nie. Moderne genesingspredikers maak 'n geweldige ding van geloof. En miskien is dit ook goed so. Maar hier maak Jesus 'n man gesond wat nie geglo het nie. Ek wil hê julle moet vandag hoor, God is soewerein. Hy doen soos hy wil. In die meeste gevalle, wanneer iemand siek is, dan sê Jakobus 5, as iemand siek is onder julle, laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep, en laat hulle oor hom bid, nadat hulle hom in die naam van die Here met olie gesalf het. En die gebed van die geloof sal die kranke red, en die Here sal hom oprig. Selfs as hy sonde gedoen het, sal dit hom vergewe word. Die gewone reël is dat iemand moet glo vir sy genesing. Maar hier is 'n uitsondering, daar's nog ander uitsonderings ook waaroor ek nou nie praat. Maar hier is 'n uitsondering waar God uit die liefde van sy hart, net soos hy 'n engel gestuur het om die water te roer, uit die liefde van sy hart, daardie man wat 38 jaar siek was, ek dink hy het sy vonnis uitgedien. Toe sê die Vader, ek maak jou nou gesond. Jou straf is verby. En toe wys die Vader dit vir Jesus. Toe kom Jesus daar en sê, wil jy gesond word? Nee, Jesus sê nie vir hom, nou moet jy glo nie. Die man was klaar gesond. Hy was in die hemel gesond. Staan op. Neem jou bed op. En loop. Wie het die man eerste gesond gemaak? In die hemel. Toe kom Jesus en hy dupliseer, hy herhaal die aksie van die Vader.
Wanneer Jesus in gelykenisse spreek, wie het dit eerste gesê? Die Vader. En dan kom Jesus en hy herhaal wat die Vader gesê het. Ons laaste teks is Johannes 16 vers 13. Kyk gerus in die Bybel. Ek hoop u vind hierdie gesprek oor die bad van Bethesda baie interessant. Wat sê dit vir ons? Ons moet mooi kyk wat die Vader doen. Wat sê hierdie verhaal vir ons? Ons moet mooi kyk wat die Vader in die hemel doen. Want God werk tot nou toe. Nie net die wil nie, hy werk. Hy doen die ding. Ek dink as jy mooi gekyk het, en miskien het jy, sou jy al hierdie plek gesien het voordat hy bestaan het. Hoor jy wat ek sê? Want in die hart van God was dit reeds so. Nou ja, laat ek dit vir julle vertel voor ek na Johannes toe gaan. Laurens, my seun wat in Holland woon, en nou betrokke is by die Stichting Opwekking, en jy kan later die kodes vir hulle gee, dat hulle bietjie op YouTube gaan kyk na die werk wat hy doen. Toe hy 'n jongman was in ons gemeente in Centurion, toe kom daar 'n jong dametjie na hom toe en sê, Laurens, ek het vir jou boodskap van die Here af. Ja, sy sê, sien jy daai vriendin van my? Ja, die Here sê, dis jou vrou. Laurens het daai dametjie geken, en hy het geen gevoel vir haar gehad nie. As jy 'n gevoel vir almal gehad het, jy met almal getroud gewees het, nie? Dan mense het nie 'n gevoel vir almal, is dit nie waar nie? Jy voel aangetrokke tot sommige, en dan gebeur dit, of het gebeur nie. Laurens sê, in sy vinnigheid kon hy net gesê het, ek sal daaroor gaan bid. En toe gaan bid hy daaroor. En toe sê hy, Vader, sal u vir my 'n vrou gee wat by my pas? En ek sal so bly wees as sy rooi hare het. 4 jaar later is sy met Sanne getroud, en sy het pragtige rooi hare. Hy het iets gesien en die Vader het gesê ja. Hoeveel beloftes van die God daar ook mag wees. In hom Jesus is hulle ja. En in hom amen, tot heerlikheid van God deur ons. Nou waar is ons in Johannes 16 vers 13? Wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, vriende, dis die Heilige Gees. Hoor julle? Dit is die Heilige Gees. Jesus sê, wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Want hy sal nie uit homself spreek nie. Maar alles wat hy hoor, sal hy spreek. En die toekomstige dinge aan julle verkondig. Toekomstige dinge kan weer dinge wees wat môre en oormôre met jou gaan gebeur, en wat die Heilige Gees vir jou gaan openbaar deur 'n profetiese woord, of dit kan met die wederkoms te doen, nee, dit kan met enigiets. Die Heilige Gees lê dinge uit soos hy dit wil doen. Hoor weer die versie. Wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie. Het julle geweet, dat wanneer die Heilige Gees met jou praat, hy nie uit homself praat nie. Nooit sê die Heilige Gees iets uit homself nie. Maar alles wat hy hoor, sal hy spreek. En die toekomstige dinge aan julle verkondig. Nou wil ek julle iets vra, maar moenie antwoord nie asseblief. Ek sê antwoord dit in jou hart, dalk is jy reg, dalk is jy verkeerd. Hier is my vraag, moenie antwoord nie.
By wie hoor die Heilige Gees? Behoor hy by die Vader of hoor hy by die Seun? Dink net daaroor na. By wie hoor die Heilige Gees? As hy sê, alles wat hy hoor, sal hy verkondig. Dan hoor hy dit mos by iemand, is dit reg? Hy moet dit of by die Vader hoor of by die Seun. By wie hoor hy dit dan? Kan ek vir julle die antwoord gee? By die Seun. Hoe weet ek dit? Die volgende versie sê dit. Die volgende versie sê, Jesus sê, hy sal my verheerlik, omdat hy dit sal neem uit wat aan my behoort, en aan julle verkondig. Die Heilige Gees hoor by Jesus. By wie hoor Jesus? Wie woon in ons? Woon die Vader in ons in die eerste plek, of woon die Seun in ons, of woon die Heilige Gees in ons? Wie woon in ons? Die Heilige Gees woon in ons. Ja, jy kan dit op talle plekke lees. By wie hoor ons dus? By die een wat by ons is en in ons woon. Hy praat met ons, soos in Handelinge 13, die Gees vir die gemeente gesê het, sonder nou Barnabas en Saulus vir my af vir die werk wat ek vir hulle geroep het. Ons hoor die stem van die Heilige Gees. Nie die stem van Jesus nie. Nie die stem van die Vader nie. Behalwe as Jesus op 'n keer persoonlik met jou wil praat. Dit kan hy doen. Behalwe as die Vader op 'n keer persoonlik met jou wil praat. Dit kan die Vader doen. Jy het waarskynlik al die stem van die Vader in jou hart gehoor, jy het al waarskynlik die stem van Jesus in jou hart gehoor, maar die een wat met ons praat is die Heilige Gees. Deur die Gees roep ons Abba Vader. Sien julle dit nou? Hier is 'n wonderlike saak. Die Vader spreek en Jesus hoor. My leer is nie myne, maar van my Vader wat my gestuur het. Jesus spreek en die Heilige Gees hoor. Die Heilige Gees spreek en ons hoor. Wat moet ons dan doen? Ons moet meer tyd spandeer by die Heilige Gees in ons binnekamers. Ons moet, as ons deur die Gees lewe, sê Paulus in Galasiërs 5, laat ons ook deur die Gees wandel. Die Heilige Gees is nou Immanuel, as ek Jesus se naam kan gebruik, God met ons. Jesus Christus sit op hierdie oomblik in die hemel aan die regterhand van die Vader. Ek sê Jesus is in die hemel. Hy woon ook deur die geloof van ons harte, Efesiërs 3:17, maar dit in besonders deur die Heilige Gees. Dis die verhaal van die bad van Bethesda. Dis die verhaal van Asaf. Ek wil my mond open met 'n spreuk. Raaisels uit die voortyd laat stroom. Die Vader het die raaisel opgestel. Jesus het die raaisel aangebied en uitgelê. Die Heilige Gees bevestig die raaisel in ons harte. En ons spreek God se woord. Amen. Kan hulle maar vir dokter enige vraag vra? Kom ons hoor, hier sit baie slim mense hierso. Hier's so ou met so blou hemp wat hier sit ook. Maar ek sal nie sê watter ou dit is nie. Wie vra, daar is hy. Hoor die Heilige Gees as God praat. Jy bedoel, hoor die Heilige Gees as die Vader praat, is dit wat jy vra? Want Jesus is ook God. Hy is Immanuel, God met ons. Hy is God wat in die vlees gekom het, 1 Timoteus 3:16 sê, en onteenseglik, die verborgenheid van die godsaligheid is groot. God is geopenbaar in die vlees. Dus
In die teologie praat ons van God as die heilige drie-eenheid. Die Vader is God, Jesus is God en die Heilige Gees is ook God. Ja, natuurlik, die Heilige Gees leef op twee plekke. Die Heilige Gees leef in ons harte. Kan iemand sê ja? Hy woon in ons. Maar die Heilige Gees is ook in die hemel. Die Heilige Gees staan direk voor die troon van die ewige God. As ons nou in die hemel op die troonsaal, in die troonsaal van God so verskyn, en jy kyk na die troon van God waarop die Vader sit, die troon van genade, soos die Hebreërs dit noem, dan sit Jesus aan die regterhand van die Vader, en die Heilige Gees manifesteer, openbaar homself voor die troon van God in die vorm van 7 vuurvakkels, wat in wese 'n simbool is van die Hebreëse menorah, die Hebreëse kandelaar wat in die tabernakel gebrand het. So brand die Heilige Gees se 7 vuurvakkels, sê Openbaring 1, Openbaring 4 en Openbaring 5 direk voor die troon. En as jy Sagaria 4 lees, dan sien jy dat Jesus deur die Gees 'n alsiende oog op die aarde het, en dis die betekenis van die volmaaktheid van die 7voudige manifestasie van die Heilige Gees. En die Heilige Gees praat met die Vader. Dit staan in Romeine 8:26, en net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat om te bid nie, dis wanneer ons baie seer het, baie pyn het, maar die Gees self tree vir ons in, met onuitspreeklike sigtinge. Dus, die Gees praat met die Vader, en hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is. Dus hoor God die stem van die Heilige Gees, ja, en die Heilige Gees hoor die stem van die Vader. Maar dit wat die Gees aan ons oordra, hoor hy by Jesus. Iemand? Ek het dit verduidelik. Dis 'n verborgenheid van God. Dis hoe God dit bepaal het. En al wat ek kan sê is, loof die naam van die Here. Daar is dus sekere dinge wat God doen, wat bokant my begrip en ander se begrip uitgaan, en die beste wat ons daarmee kan doen, is om te sê, o, ja, wonderlik, ek glo dit. Want die teks sê in Johannes 16, hy sal nie uit homself spreek nie, die Gees, hy praat nie uit homself nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek, en die toekomstige dinge aan julle verkondig. En dan gaan Jesus aan, hy sal my verheerlik, omdat hy sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. Nog iemand wat miskien 'n ander vraag het? Ja. Die vraag is of die verhaal wat in Lukas 16 vertel word, van die ryk man en Lazarus, 'n gelykenis is, en of dit 'n verhaal is. Die vertalers van die 53 vertaling het bo aangeskryf die gelykenis van die ryk man en Lazarus. En dit mislei mense, want dit skep die indruk dat dit 'n gelykenis is. In nie een van die koninkryksgelykenisse word iemand se naam genoem en hy geïdentifiseer nie. Maar in hierdie geval word daar name genoem, ten minste 3 name, 4 name, van mense wat geleef het of wat leef. Die ryk man sê vir Abraham, Vader Abraham. Hy herken Abraham dus werklikheid. Stuur vir Lazarus. Abraham sê, toe hy sê ek het nog 5 broers, stuur hom dan soontoe, as hy nie na my toe kan kom nie, laat hy my 5 broers gaan waarsku, om nie in hierdie plek van pyniging toe kom nie. Dan sê Abraham, hulle het Moses en die profete. So daar word 4 name genoem van werklike persone. Nee, dis nie 'n gelykenis nie, dis 'n verhaal wat Jesus vertel het.
En dan koppel aan by Lukas 23:43, waar hy vir die man aan sy regterhand sê, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. En Jesus het neergedaal. Hy was nie gedurende die 3 dae van sy dood in die hemel nie. Hy was in die onderste dele van die aarde. Die Sondag as hy opstaan sê hy vir Maria in Johannes 20, vers 17, raak my nie aan nie, want ek het nog nie opgevaar nie. Hy was nie in die hemel nie, hy het eers toe opgevaar hemel toe. Ons kan nou vra aan gesels, maar ek dink jy het vir ons gesê, daar is tee en koek. Ek sal daar by die boeke wees, as iemand wil kom kyk. As jy nie geldjie het, jy vat die boeke, jy kan dit môre betaal, of voor in Atlas is my bankbesonderhede. Jy kan die boekie vat en dan later. Dankie. Jy wil iets sê? Dankie dokter, ek dink dit was regtig baie insiggewend geweest. Ek dink dit wat dokter vanmiddag vir ons kon vertel het regtig vir ons baie beteken vir elkeen wat hier sit. So baie dankie vir die uitleg daarvan. Ons kan dokter baie besig hou as ons wil. So baie dankie. Ons gaan nou klaarmaak. Ons gaan afsluit met 'n lied. Nou, jy het 'n lied vir ons om af te sluit mee, né? Ons gaan afsluit en dan gaan ons 'n offergawe, 'n spesiale offergawe opneem vanmiddag hierso. So ek gaan die dankoffermandjie voor neersit en dan sluit ons af met 'n lied en dan is jy baie welkom om jou dankoffer in te gooi. En daarna gaan ons lekker koffie en tee geniet met iets heerliks wat in sulke wit bakkies gepak is. Julle gaan sien, daar's iets lekkers vir elkeen daar. En dan gaan ons vertrek en môre kom ons weer 9:00 by mekaar, waar Dr. Lemmer vir ons dan gaan aangaan met die Vallei van Baka. Is die